Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare genade, dat ons mag verlustig in die God van hemel en aarde, dat Vader Jahwe, dat ons U mag lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het, dat ons U liefde en die goedheid en die genade, dat ons dit mag ken, dat ons dit mag ervaar, en Vader Jahwe, dat dit vir ons 'n verlustiging is, om in U genade te lewe. En daarom het ons 'n wonderlike verwagting ook vir dit wat voor lê. En Vader Jahwe, daarom buig ons voor U in kleinheid en erkenning, dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. U is so goed vir ons. En Vader Jahwe ook, dankie dat ons as gemeente ook so kan stil word vanmôre, om waarlik U te aanbid. Vader Jahwe, word dan verheerlik in ons samesyn. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Kom ons sit gerus, geliefdes, hartlike goeiemôre aan elkeen. En wat 'n kosbare voorreg om ook so te kan saam wees in Jahwe se naam. En ons handel vanmôre uit, die tema van vanmôre se boodskap is die doop van Johannes. Die doop van Johannes. En as teksgedeelte gaan ons daarna Matteus 3 toe, en ons lees daar saam uit Matteus hoofstuk 3 uit, gaan ons saam lees. Matteus 3, ons gaan saam lees daar vers 1 tot en met vers 6 van Matteus 3. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En ek gou vinnig vir u vra, wat is die koninkryk van die hemele? Is die koms van Yeshua? Ons het al in die verlede gesê, Basileia, koninkryk gaan oor heerskappy. Dit gaan nie, Basileia, die Griekse term, gaan nie oor grondgebied nie, oor heerskappy. Wie se heerskappy was aan die kom? Yeshua se. Pragtig. Vers 3. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is, toe hy gesê, dis nou Johannes, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van Jahwe, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Ek gaan nou vir u vra, watter ander persoon het daai kameelhare mantel gedra, sprinkane geëet, van wie Johannes 'n vervulling is? Ons gaan nou daarby kom. Vers 5. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. Onthou asseblief, julle sal dit sien, dit was nie net een of twee wat gedoop is deur Johannes nie, die hele volk het na Johannes toe gekom. Vers 6. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop van belydenis van sonde tot sover. Nou gaan ons na Matteus en Lukas 3 toe, om dieselfde gedagte in Lukas te lees, Lukas 3, vers 21. Lukas 3 vers 21. En toe die hele volk gedoop, en Yeshua ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. En die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. En dan ten laaste gaan ons na Johannes se getuienis toe, in Johannes 1. Ons het nou gekyk hoe Matteus dit skets, hoe Lukas dit skep as 'n opsomming, en dan Johannes 1 vers 31. Ons gaan lees tot en met vers 34, en hierdie is dan ons klimaks waar ons teks ook uitkom. En ek het hom nie geken nie. Dit is nou Johannes wat getuig van Yeshua. Ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, Jahwe wat my gestuur het,
om met water te doop. Hy het aan my gesê, op wie hy die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Dit is die Messia. Vers 34, en ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Vers 31 wil ek graag weer vir ons lees. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. Onthou dit nou as agtergrond, want ons praat vanmôre oor die doop van Johannes. Voordat nou, u kan eers opkyk. Die laaste boek in die Ou Testament, Maleagi, bring 'n pragtige profetiese blik van die koms van Johannes. En in Maleagi 3 vers 1, kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die heerser na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond. Voordat Yeshua na sy tempel kom, wat gebeur? Ek stuur vir julle hierdie wegbereider. Nou belangrik, Maleagi 4 vers 5, voordat ek dit gaan lees, watter ander persoon het met daai mantel van kameelhare geloop, leergordel en heuning en sprinkane geëet in die woestyn? Dis reg, Elia, die profeet Elia. Nou kom ons lees dit gou daar vers 4 en 5 en 6. Maleagi 4, u kan maar net luister. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en die vreeslike dag van Jahwe aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders. Hy sal Israel se hart terugbring na my toe. Dit dan nou as agtergrond. En net soos Elia, want onthou, Johannes kom dan in die bediening van Elia, en daarom kan Yeshua sê, hy sê dan self, dit is Elia. Yeshua self getuig dat hierdie Johannes wat gekom het, was die vervulling van Elia wat die volk terugbring tot bekering. Maar nou wat is uniek? Johannes se hele handeling en wat hom heeltemal uniek maak, is die feit dat hy begin doop. En Johannes die doper begin daar in die woestyn te doop, terwyl hy hierdie bediening van bekering bring aan die volk, om te sê, keer terug tot Jahwe. Dit laat ons dan met die vraag, hoekom het Johannes gedoop, en wat is die betekenis daarvoor? Hoekom begin Johannes met hierdie doping? Eerstens, wat is die agtergrond, en wat is die doel dan, dat hy so gedoop het? Nou, Johannes se roeping is baie duidelik, en dis die kern van die boodskap waarby ons gaan uitkom aan die einde. Toe die Judeërs vir hom vra, is u die Messia? Wat is sy antwoord? Nee. Is u die profeet? Is u hierdie ene wat sou kom, hierdie Elia, hierdie profeet, is u hierdie een wat ons moet vra? En elke keer sê Johannes nee, want het gaan nie oor Johannes nie. Johannes se hele handeling was, dis nie ek nie, en sy antwoord is baie duidelik, dis nie ek nie, ek is die stem wat roep in die woestyn. Nou, dit klink amper verwarrend, want aan die een kant vra hulle vir hom, is u Elia, en dan sê hy nee, en dan is hy die vervulling van Elia, maar waaroor dit gaan is, Johannes gee die eer, die fokus op Yeshua. Johannes neem niks vir homself aan nie. Johannes sê, ek is die stem wat roep in die woestyn, ek is die wegbereider, ek is die een wat na 'n ander wys. Dis my doel, my enigste roeping, my werk, en onthou nou hierdie wat ons kom terug na onsself toe, is om na 'n ander te wys, en daarom kan Johannes sê in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word, bly gou by my. Was al baie mense wat na Johannes toe gekom het hy 'n groot gevolg gehad? Was hy 'n aansien vir die mense? Ja, dink aan Elia, die volk het Elia gevrees op 'n stadium, wanneer hulle sien daar op Karmel, hier gaan hierdie offer en dit slaan aan die brand en dit verteer die klip en die water en alles, die volk het hom gevrees en so mate, kan julle onthou, wat doen hulle met die Baalpriesters? Hulle slag hulle. Die volk het geweldige respek gehad vir Johannes, dat die Fariseërs en die owerpriesters bang was om iets teen Johannes te doen, want die volk het agter Johannes aangeloop. Maar wat is Johannes se ingesteldheid? Niks vir myself nie, ek is net hier om wat te doen, om te wys na hom wat kom. En dit is daai kosbaarheid, hy is die lam van God, wat die sondes wegneem. Hy is die een van wie ek moes getuig. Hy sê so mooi, hy is die een wat kom, maar wat voor my was, sê Johannes in vers 30. Hy is die seun van God. Johannes se roeping was baie duidelik. Nou kom ons in vers 31. Of voordat julle dit lees. Wat was die belangrikheid van Johannes? En julle vir 'n oomblik stil staan. Wat was die belangrikheid van Johannes? Die belangrikheid van Johannes was daai
Die uitstaande van Johannes was om wat te doen? Daar is die lam van God. Hier is Yeshua. Die van julle wat kan onthou, hoe sou Johannes geweet het dit is Yeshua? Die een wat hy doop en die Heilige Gees op hom neerdaal en op hom bly, dit is die Messia. Dit was Johannes se getuienis. Nou, ek gaan nou verder daaroor sê, maar kom ons lees net eers gou daar vers 31. In Johannes 1 vers 31 gee Johannes die hoofdoel van sy bediening, vers 31, en ek het hom nie geken nie, ek gaan nou daaroor handel, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. Hoekom doop Johannes met water? Buiten al die ander redes was die hoofrede, sodat Yeshua openbaar sou word, want deur sy doop sou die Heilige Gees op hom neerdaal, op hom bly. Johannes sou kon sê, dis die Messia, en hy kon vir die volk gesê, want onthou het hierdie groot gevolg, die hele volk wat agter, en hy sou gesê, daar is die lam van God. Beteken dit dat die hele volk dit aanvaar het? Nee, maar hulle almal het geweet. Dis die belangrikheid. Al het hulle dit nie aanvaar nie, het hulle geweet, dit is die Messia, deur die getuienis van Johannes, deur die bevestiging van die Heilige Gees, en dan Yeshua se eie prediking en wonders wat daarmee saamgaan. En daarom, wanneer die volk hom steeds verwerp, en dan is maar net 'n vervulling van die profetiese woord, maar daarom ontvang Jerusalem 'n regverdige oordeel. Want hulle kan nie sê ons het nie geweet nie. Maar die belangrikheid waarna ons terugkom, die doel van Johannes se dooping was, sodat Yeshua geopenbaar sou word. Hy moes die Messia van Israel openbaar. Sy waterdoop was nie net 'n doel op sigself nie, maar dit was 'n Godgegewe instrument, sodat Yeshua voor almal geopenbaar kon word. En daarom was die bediening van Johannes nie in 'n vakuum nie. Kom ek sê dit net eers toe en ons kom terug en ons sê Johannes se bediening was nie in 'n vakuum nie. Kom ek vra, hoekom die hele beeld van doop? Dalk moet ons tog net vinnig daarin want onthou, Johannes het nog nie die doop van die sterfte en die opstanding gesimboliseer nie. Wanneer het dit eers ingekom? Na Yeshua gesterf en opgestaan het. Ons weet vandag wat beteken die doop vir ons vandag. As ek my laat doop, dan getuig ek sterf saam met Yeshua en ek staan saam met hom op, Romeine 6. Maar dis nie Johannes se doop nie, hoekom nie? Want Yeshua het nog nie gesterf nie. Hoekom doop Johannes dan? Ons moet onthou, in die reinigingsgebruike van Oud-Israel was water sentraal. En water se wassing, reiniging, was alles deel van 'n handeling waar die volk byvoorbeeld van die priesters voor hulle gaan offer het, wat moes hulle gaan doen het? Hulle moes 'n reinigingsoffer gebring het, hulle moes gaan bad het en skoon klere aantrek. So ons kry baie sterk, luister nou na hierdie Ou Testamentiese verwysings na reiniging, wassinge, bekering, wat alles gebonde was aan die was. Daarom kan hy sê, daai beeld van waterwassing, van reiniging, Levitikus 14 vers 8 tot 9, jy kan net luister, want ek gaan vinnig daardeur gaan. En hy wat gereinig word, moet sy klere was, en sy hare afskeer, en hom in water bad, dan is hy rein. Volg nou by my, oor die reiniging. Levitikus 15 vers 13, dan moet hy sy klere was, en sy liggaam in vars water bad, dan is hy rein. So sien julle, baie sê, daai reiniging was deur water was. Net so ook Numeri 19 vers 17. En hy moet sy klere was en hom in water bad, dan sal hy teen die aand rein wees. En dan kry dit 'n klimaks in Jesegiel 36. Bly gou saam met my soontoe, want dis belangrik. En ek gaan dit nou weer noem. Maar net dat ons weet dat Johannes se doop was deur Jahwe beskik, maar vir Israel was dit hierdie simbool van 'n reinigingswas, waarmee hulle baie goed bekend was. Jesegiel 36 vers 25. Want nou kyk Jesegiel vorentoe, vers 25, en hy sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid en van al julle drekgode, sal ek julle reinig. So die hele gedagte van 'n wassing, bly nou by my. Ons moet nou dink aan in die eerste eeu, hoekom is dit dat die volk na Johannes toe gaan en gedoop te word? Want die hele gedagte van 'n reinigingswassing was sentraal vir hulle. En nou kom die volk na Johannes toe en Johannes, wat is Johannes se hele boodskap? Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak julle gereed, die Messias op pad.
want dis wat hulle hoor. Wat doen die volk? Hulle kom na hom toe om te sê, ons wil ons sondes agterlaat, ons onreinheid, ons vuilheid, ons wil ons tot bekering kom, en ons wil gedoop word, hierdie wassing, afwas van die sonde, om Jahwe in reinheid. Want wie is op pad? En ons gaan dit nou hoor, die Messias op pad. Daarom die hele gedagte van, saam met die afwassing, hoor Psalm 51 vers 4, was my heeltemal van my ongeregtighede, ontsondig my met hyssop, dan sal ek rein wees, Psalm 51. So daai hele ondertoon van was my tot reiniging. En dan belangrik, wat was Johannes se boodskap? Bekeer julle. Dit alles deel van wassing, hou dit nou in gedagte. Jesaja 1 vers 16 en 18, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge weg, leer om goed te doen, om reg te doen. Vir oud Israel was die ondertoon van hierdie wassing, bekering, reiniging, terugkeer tot Jahwe. 'n Voorbereiding om wie te ontmoet? Om Yeshua te ontmoet. Daarom, elke keer voordat Jahwe met Israel ontmoet het, op die berg, wat moes Israel gaan doen het? Hulle self gaan was het. Elke keer, ons lees dit, Exodus, julle kan saam met my bly, Exodus 19. Elke keer was daar hierdie reiniging wat moes plaasvind, sodat hulle by Jahwe kan ontmoet. Exodus 19 vers 10, nou wil ek amper vir julle vra, waaraan herinner ons het wanneer ons dit gaan lees, vers 10. Verder het Jahwe aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre, en laat hulle klere was, en hulle gereed hou teen die 3de dag, want op die 3de dag sal Jahwe voor die oë van die hele volk op die berg Sinai afdaal. Ons kan nie anders as om daai ooreenkoms met Yeshua van die 3de dag daar ontmoeting, maar die belangrikheid, wat moet hulle doen voordat hulle met Jahwe kan ontmoet? Hulle self was. Hulle self. Nou hierdie hele gedagte, terwyl ons daar is, vers 14 kan ons weer lees. Toe het Moses van die berg af na die volk gegaan en die volk geheilig en hulle het hulle klere gewas. So ons kry hierdie baie sterk beeld in die Ou Testament van, voordat jy met Jahwe ontmoet, wat doen jy? Jy was jouself, jy reinig jouself, jy kom tot bekering. En daarom was die doop van Johannes, dis wat dit vir die volk gesimboliseer het. Ons reinig onsself, ons kom tot bekering, ons gaan wie ontmoet? Wie is op pad? Die Messias op pad. En dit was alles wonderlik en dit was reg. Want dit was die hele roeping van Johannes. Johannes se hele roeping is, berei die weg van Jahwe, maak sy paaie gelyk. Berei dit, Yeshua is op pad. So dit nou as agtergrond. Maar dan spesifiek, dat wil ek net dit bysit. Wat later baie sterker na vore sou kom, was die hele beeld van water wat nuwe lewe bring. Julle kan onthou in die profetiese woorde, het ons al in die verlede gepraat, ons gepraat het oor die profesie, oor die water wat uitbreek in die woestyn, daai dorplekke wat waterfonteine word, die water wat uit die troon uitvloei, die beeld van nuwe lewe. So daar was 'n ondertoon daarvan, maar dit sou eers werklik gestalte kry groter, maar ek wil dit net noem, want dit was in Jesegiel daar, dit was in Sagaria daar, daai profesie van die water wat nuwe lewe bring. Maar dit sou eers met Yeshua self besonderlik gestalte gekry het. Wat ek dus nou eers wil mee opsom, voor ons verder gaan is, vir die volk wat daar gehoor het, Johannes is besig om te doop. Wat is sy boodskap? Kom tot bekering, want die Messias op pad. Wat wil die volk doen om die Messias te ontmoet? Kom ons reinig ons, kom ons los ons sonde agter, kom ons bekeer ons van ons sonde. En daar was 'n massa bekering by die volk. 'n Groot deel van die volk het teruggekeer na die Vader, teruggekeer na Jahwe, het teruggekeer tot die aanbidding van Jahwe in die buiging, in die aflê van die sondige vlees. Dis die hoof, daai rituele afwassing was belangrik. So, hierdie reiniging, hierdie afwassing, hierdie bekering, hierdie voorbereiding om die Messias te ontmoet, dis die kern van die doop van Johannes. En dan wil ek tog net sê, met daai pragtige profesie, gaan gou terug na Jesegiel 36 toe, want dit bly vir ons daai pragtige samevatting daarvan, die beeld daarvan, onthou, hulle het hierdie geken, en dit moes die ondertoon gewees het, van waarvan hulle die bewus is, Jesegiel 36,
Kom ons lees dit weer vanaf vers 25 af en hoor hierdie woorde. Dan sal ek skoon water op julle giet. Jesegiel 36:25, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinheid en van julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Onthou nou, hierdie is as agtergrond van hierdie beeld van die doop van Johannes, die verwagting van die Messia. Nou, as ek weer mag terugkom en ek mag vra, wat was die doel van die doop van Johannes? Die openbaring van Yeshua. Onthou die hele bekering, dit was die resultaat, dit was goed en dit was reg. Dit wat dit vir die volk tot gebring het na Yeshua toe. Maar wat was die doel van Johannes se doop? Om wie te openbaar aan die volk? Om Yeshua te openbaar aan die volk. Onthou nou met Johannes 1, blaai terug daar na Johannes 1 toe. Johannes 1 vers 31. En ek gaan dit sommer nou hanteer ook, vers 31, en ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. Ek gaan hierdie punt hamer en hamer en hamer, want dis die belangrike. Hoekom het Johannes gedoop? Sodat Yeshua geopenbaar sou word. Hoe het Johannes geweet dat dit is die Messia? Toe hy die Heilige Gees op hom sien, neerdal. Pragtig, so onthou daai twee dinge, dis nou belangrik. Daarom, Johannes se doop was 'n voorbereiding om die hart van die volk gereed te maak met die koms van Yeshua, was 'n oproep vir die volk tot bekering, om die volk terug te bring. Dit was 'n sigbare teken gewees vir die volk, maar wat was die einddoel? Om Yeshua te openbaar. Is almal by. Dit is die fokus. Daarom was Johannes se bediening 'n oorgangsbediening, want dit eindig nie by Johannes nie. Dis eintlik net die aankondiging van nou begin die bediening van die Messia. Is almal by. Johannes se hoofdoel, hier is die Messia nou, en van daai oomblik af begin Yeshua se bediening. Van daai oomblik af tree Johannes terug en sê, daai moet meer word en ek moet minder word. En Johannes se hele fokus, hy disippels, julle kan onthou wanneer die twee disippels saam met hom wandel, en hy sê vir hulle, daar is die lam van God. Wat doen die disippels? Hulle los vir Johannes, hulle stap agter Yeshua aan. Want dit was Johannes se hele bediening, sy werk gewees. Ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Matteus 3 vers 11. Johannes se doop was net hy skadubeeld van die ware doop wat sou voorlê. Die ware lewe in Yeshua. Johannes se doop was nie net 'n ritueel nie. Dit was dit het 'n bewustheid gemaak vir die volk van die sonde. Want toe die volk na hom toe gaan en sê, ons wil hierdie onreinheid afwas, raak hulle bewus van hulle sonde, hulle opstand. Want onthou, ons kom uit 'n 400 jaar periode van stilte. Terwille van die kinders. Vir 400 jaar, van Malagi af tot by Johannes, was daar daai stilte periode. Ons kry nie die profete nie, daar's hierdie stilte. En dan kom Johannes en hy sê, maak julle gereed, was julle sonde af, kom tot bekering, want Yeshua is op pad. Daar was 'n diepe bewusmaking van die sonde van die volk. En in dit 'n verlange na reiniging. En dis hoekom hulle na Johannes toe kom, bly nou by my. Hoekom gaan hulle na Johannes toe? Om daar gedoop te word, die afwassing van die sonde, daai begeerte. Maar kon dit werklik werklike reiniging veroorsaak? Kon dit werklik dit afwas? Wat sou voorlê wat dit sou afwas? Die bloed van die lam. Amen. En onthou dit nou, so Johannes se hele handeling is kosbaar. Dit wek die hart op, dit maak die volk bewus. Maar wat? Sodat Yeshua kan kom. Daarom die doop van Johannes het daardie behoefte aan die lam van God voortgebring, ware verlossing, en daarom word hy die stem wat roep in die woestyn. Daar is die lam van God. Johannes self, hy sê eers, ek het hom nie geken nie, vers 31, ek wil dit net gou vra. Was Johannes en Yeshua familie van mekaar? Ja, julle kan onthou, hulle was die niggies, Elisabeth en Maria, by wie, die van julle wat nou die oggendstiltes gevolg het, by wie het Maria gaan kuier voor die geboorte van Yeshua? Juist by Elisabeth.
wat daai profesie ontvang het van die geboorte van Johannes, die doper. En hulle was niggie, so Yeshua was heel waarskynlik goed bekend met Johannes. Hoekom ons ook kan sê, Johannes en Yeshua het mekaar geken, is wanneer Yeshua eers by Johannes kom en sê, ek wil gedoop word, hier doop hy hierdie massa van die volk, hier kom Yeshua, ek wil gedoop word, wat sê Johannes? Ek is nie waardig om die skoenriem los te maak nie. Ek gaan u nie doop nie, ek moet deur u gedoop word. So Johannes moes iets geweet het van die regverdigheid van Yeshua, die reinheid van Yeshua, maar hy het nie alles geweet nie. En eers wanneer die Heilige Gees, wanneer Yeshua dan vir hom sê, maar so moet dit wees, laat doop my, en hy hom doop en die Heilige Gees op hom neerdal, toe kan Johannes die doper sê, maar hy is waar, en hoor wat sê hy dan? Hy sê, hy is waarlik, sy konklusie, vers 34, lees saam met my, en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. Die belangrike klimaks van Johannes is, wanneer hy Yeshua ken, dan ken hy hom as 'n regverdige persoon. Maar wanneer die Heilige Gees op hom neerdal, hy is die Messia, hy is, nou wat beteken dit om te sê, hy is die seun van God? Wat beteken dit om te sê, as ons in die Bybel lees, die seun van God, wat beteken dit? Wat bedoel ons wanneer ons sê, hy is die seun van God? Die antwoord daarvan is baie, baie duidelik. Ons kry dit, dat hy Yahweh self is. Blaai gaan na Johannes 5 toe. Terwyl ons daar by Johannes 1 is, Johannes 5. Daai man wat 38 jaar lank siek was, by die bad van Bethesda, kan julle onthou, vir 38 jaar is hy siek. Op watter dag kom genees Yeshua hom? Op die Sabbat. Op die Sabbat kom Yeshua, staan op, neem jou bed op en loop. En die man is gehoorsaam, hy loop. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes is baie dankbaar dat die man gesond geword het. Alles behalwe. Hulle is woedend, want hoe kan hierdie man op die Sabbat hom wil genees? Maar dis nog nie klaar nie, vers 17. Johannes 5 vers 17. En Yeshua het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Judeërs nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. Die hele gedagte wanneer Johannes kan sê, en ek het gesien, hy is die seun van God, is nie net 'n afstand nie, hy is, en is nie net 'n generiese amper soos ons is kinders van God nie. Hierdie is, hy is God self, wat geopenbaar word. En Johannes het Yeshua geken, maar dan kan hy sê, ek het hom nie geken nie, ek het hom nie ten volle geken nie, totdat hy klaar gedoop is, toe hy klaar gedoop is, en die Heilige Gees daal op hom neer, toe weet ek, hy is die seun van God, hy is God, waarlik God wat vlees geword het en onder ons kom woon. En dit was 'n besonderse, en dit is wat Johannes getuig. Dis wat Johannes dan uitgaan en sê, hy is die seun van God. Blaai gou saam met my terug dan na Johannes 1 toe, want ek wil dit in konteks lees, dat almal dit kan volg. Vers 31, en ek het hom nie geken nie, ek het nie die volheid van sy wese geken nie, maar dat hy aan Israel geopenbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. Vers 33, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het vir my gesê, op wie hy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat die Heilige met die Heilige Gees doop. En dan belangrik, en ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. En dis hy kosbaarheid. Jahwe het Johannes daai duidelike opdrag gegee om die volk se hart terug te bring tot Jahwe, om die volk gereed te maak vir die Messia, maar dan belangrik, om die Messia aan die volk te openbaar, sodat hulle wat kan doen, na Yeshua kan gaan. Nou die belangrike. Die openbaring van Yeshua kom nie deur vlees en bloed nie. Al die Fariseërs het hulle die Bybel ondersoek, het hulle die skrifte ondersoek, het hulle die profesie ondersoek, het hulle die Messia verwag, het hulle hom herken? Nee. Maar Jahwe openbaar aan Johannes, sodat Johannes kan sê, dit is die seun van God.
En van daar af openbaar hy dit deur sy Heilige Gees in die harte. Die volgende punt wat belangrik is. Bekering berei ons harte voor om Jahwe te ontmoet. Die volk gaan deur 'n bekeringsproses deur die prediking van Johannes. Johannes oortuig hulle en sê vir hulle, hierdie is die wet van Jahwe, julle het dit verlaat, keer terug na Jahwe toe, want die Messias op pad. En die volk stroom daarna hom toe in die woestyn, heel waarskynlik net so bo kan die dooie see het hy gedoop, hulle stroom so intoe, kom tot bekering, laat hulle self dood, daai afwassing van die sonde, want ons wil ons gereed maak, ons wil die Messia ontmoet. Maar dan die belangrike, Johannes se bediening het een doel, om heen te wys na Yeshua toe. Dit bring ons na ons eie lewens toe. Ek en jy kan op grond van die getuienis van Johannes, die getuienis van die apostels, die getuienis van die Nuwe Testament, alles, kan ons getuig, hy is die lam van God. Ons kan dit met oortuiging getuig, en ons kan juis ons hele lewens daarvolgens inrig, en ons kan nou in soveel groter doop laat doop, en ek wil graag daarmee duidelik dit ook sê, wat kosbaar is, onthou, die nagmaal, die verbondsteken, kan al ons kinders deelneem daarvan. Van jongs af kan hulle deelneem, want hulle is deel van die verbond. Soos hulle die Pasga geëet het, die getuienis van die verlossing, so kan ons almal deel daarin. Maar, wanneer jy groter word, kom daar 'n stadium, wanneer jy die volheid, en ek wil sê, kan besef, dat Yeshua vir jou en my gesterf het en opgestaan het, wat ons laat doop in sy sterfte en sy opstanding. Waar ek en jy moet getuig, en daarom wil ek jy sê, onthou nou, en terwille jy sommer, dit is 'n goeie tyd om dit lekker duidelik te maak, onthou die kinders is van jongs af deel daarvan, hulle word nie eers Jahwe se kinders wanneer hulle gedoop word nie, ons is Jahwe se kinders van die begin af. Maar op 'n stadium wanneer ons ouer word en ons besef wat die volheid is van die sterfte en die opstanding van Yeshua, en dat ek en jy kan sê ons sterf saam met hom en ons het saam met hom opgestaan, dan moet ons laat doop. So dis 'n bevestiging, 'n getuienis na buite. En ek wil dit so mooi duidelik sê. Die doop bring nie redding nie. Die doop is 'n getuienis van die volmaakte werk van Yeshua. En dis belangrik. En hierdie doop wat ons dan kan, is soveel groter as die doop van Johannes, want nou getuig ons van die sterfte en die opstanding van Yeshua. Maar nou belangrik. My en jou lewe het een doel, soos Johannes. Wat was Johannes se doel? Om te wys, daar is die Messia. Wat is jou en my doel? Wat is ons lewensdoel? Om te wys, daar is die Messia. En ek wil daarom vir elkeen van ons daai vraag vra. Is jou lewe 'n getuienis van die Messia? Wat het Johannes nie gedoen nie? Hy het nie vir hom eer vir homself gevat nie. Was daar 'n versoeking vir sy vlees om bietjie te voel, Jesus, ek is dan belangrik? Kyk wat doen ek? Kyk hoe kom die volk na my toe? Kyk wat se stem is ek? Selfs die Fariseërs en skrifgeleerdes vrees my. Dit was so maklik geweest. Maar wat doen Johannes? Hy draai weg, niks vir myself nie. Ek is niks, ek is nie eens waardig om sy skoenrieme vas te maak nie. Hy is die Messia. En ek wil dit vra, hoe lyk jou lewe vanmôre? As ons praat van die bediening en die doop van Johannes, dan gaan dit oor een rede, die aanwysing van die Messia. Hoekom is ek en jy hier op aarde? Een rede om te getuig van hom wat gesterf het en opgestaan het vir my en jou. Hoekom is jy hier op aarde? Is jy hier op aarde om jou beroep te doen, sodat jy 'n merk kan maak in die geslagte na jou, soos ek al in vorige boodskappe gesê het, oor 150 jaar gaan niemand jou meer onthou nie, hulle gaan nie eens meer weet wie is jy nie. Jou agterkleinkinders gaan dalk 'n naam lees in 'n register en dis dit. Jou doel is nie hier om enigiets anders te doen nie, as om een ding, en dis die toets. Soek jy jou eie eer, soek jy jou eie gemak, soek jy jou eie erkenning, is jy besig met jouself, is jy besig om jouself te vergemaklik of alles, maar as een doel hoekom jy hier is, die een getuienis wat sê, ja, jou lewe is 'n getuienis van Yeshua, wys jy heen soos Johannes wat sê, daar is die lam van God, niks vir myself nie, hy het my gered. Hy is groter, hy moet meer word, ek moet minder. Hy is die Alfa en die Omega, ek is niks. Dis ons lewe. Ek wil vra, as mense na jou lewe kyk, is dit die getuienis wat jy dra? Of getuig hulle van jou irritasies en jou
ek wil amper sê ongeduld en jou jaloesie en jou bitterheid en jou vuil taal en al daardie dinge, of getuig my en jou lewe om regtig te sê, hy is die Messia wat gesterf het en opgestaan het. En ja, ek is in hierdie wêreld, en om terug te kom na dit wat Jacques voor die diens mee begin het, en daar is uitdagings en ek wil sê storms en oorstromings en droogtes en alles in hierdie wêreld en hartseer en al hierdie dinge gebeur, maar wat is jou en my roeping in dit alles? Hy is die Seun van God. Ek behoort aan hom. Die God van die hemel en aarde wat vlees geword het. Wat ons kom koop het met sy bloed. En as my en jou lewens dit nie getuig nie, julle, dan is dit Ikabod. Dan mis ons doel. Dis ons rede. Dis hoekom ons hier is. Yeshua, die openbaring van Jahwe, is die middelpunt. My gebed vir elkeen van ons se lewens as ek begin saamvat. Jou lewe en my lewe het een boodskap. Hy is die Seun van God. Hy het gesterf en opgestaan vir my, sodat ek mag lewe. Dis ons hoop. Johannes se getuienis, voor ek verder gaan, amper laat ek dit na. Mac, wie was die grootste mens wat ooit geleef het behalwe Yeshua? Want wie sê die Bybel, wie is die grootste mens wat ooit geleef het? Johannes die Doper. Die Bybels, Yeshua sê dit, van almal wat op die aarde was Johannes die grootste van almal gewees. Gaan na Matteus 11 toe. Matteus 11. Terwille van die wat dit nog nie gelees het nie. Matteus hoofstuk 11. Vers 11. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Van almal wat uit die vlees gebore is, almal wat uit 'n vrou gebore is, wie is die grootste wat ooit gebore is? Johannes die Doper. En dan gaan hy self en sê, maar die kinders in die koninkryk, die geringste in die koninkryk is groter as hy. Maar die fokus is, as Johannes die Doper, wat hierdie uitnemende voorreg gehad het, een doel gehad het, daar is Yeshua, wat van jou en my. En daarom, die hele fokus van Johannes se lewe, was nie homself nie, dit was Yeshua. Johannes is die stem wat roep in die woestyn, Yeshua is die woord. Johannes is die vriend van die bruidegom, kan julle dit onthou? Wie is die bruidegom? Yeshua. Johannes kan so mooi sê, die vriend verheug hom. Die vriend is so bly en opgewonde oor die bruidegom, maar die vriend is net die vriend. Yeshua is die bruidegom. Yeshua is die volheid. Johannes die Doper doop met water, maar Yeshua doop met die Heilige Gees en met vuur. Johannes die Doper wys, daar is die lam. Yeshua is die lam. En daarom julle ten slotte. Johannes staan vir 'n mate, vir 'n beeld van die ou verbond ook, met die oog op die koms van Yeshua. Maar Johannes word 'n pragtige beeld vir jou en vir my. Want as daar 'n man was wat aansien gehad het in sy tyd, was dit Johannes. Ja. As daar 'n man is wat Yeshua self sê, die belangrikste, die grootste onder die wat gebore is, mens is Johannes. As daar 'n man, onthou, is Johannes se geboorte aangekondig deur 'n engel? Ek gaan dit weer vra, want ek wil by almal so maak, is Johannes se geboorte aangekondig deur 'n engel? Ja, waar was sy pa gewees toe hy dit hoor? In die heiligdom, in die tempel, kom daai boodskap aan Sagaria, Sagaria, jy gaan 'n seun hê. 'n Wonderlike profesie. Hy is die stem wat roep in die woestyn. Daar's sulke mooi profeseë van die koms van Yeshua, Jesaja 40 en ander wat sê, daai pragtigheid van die stem wat roep in die woestyn. En hier kom hy. Hy het een boodskap. Daar is die lam van God. Ek sluit af. My en jou lewe kan so maklik om onsself draai. My en jou lewe kan ons so maklik vasgevang word. Wat kry ek? Wat's my erkenning? Wat gaan die mense oor my sê as ek dood is? Wat wil ek wil amper sê, wat gaan hulle op my begrafnis vir my sê? Ek wil amper sê, hoe minder jy op 'n begrafnis oor jouself praat, hoe beter. Daar's een getuienis wat ons moet getuig. Die dag is ons, oom Andrei, as ons by oom se graf staan, om een getuienis, die een ding wat oom Andrei ontdek het, is, hy is die seun van God.
dat Yeshua het vir my gesterf, hy het vir my opgestaan, hy is waarlik die seun van God aan wie ek glo. Dan is so lewe getuienis. En laat dit ook vir my en vir jou, en daarom wil ek ten laaste vir ons vir die week wat voorlê, kom ons fokus om regtig in alles. As ek 'n papwiel kry, vrugte kan dra, hoekom? Want hy is die seun van God wat oorwin het vir my. As iemand my te nakom, kan ek vergewe, hoekom? Want hy het my vergewe. As iemand my geduld toets, kan ek geduldig wees, want hy is geduldig met my en lankmoedig met my. My hele lewe word beïnvloed deur daai getuienis, hy is die seun van God. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie vir die volheid van die woord. Dankie dat u lank reeds so pragtig geprofeteer het van die koms van Johannes. Met daardie een doel om Yeshua aan ons te openbaar. En Vader Jahwe, ook vanmôre wanneer ons besonderlik daaraan aandag gee, wil ons vra, wil u elkeen van ons ook help om regtig Yeshua te openbaar. Deur die vrug wat ons dra, deur die geloof wat ons openbaar, deur ons volharding, deur ons toewyding. Vader Jahwe, wil u regtig in ons lewens daardie absolute anker gee, dat ons behoort aan hom wat ons gekoop het met sy kosbare bloed. Vader Jahwe, ons behoort aan u, en dat ons hele lewe, ons denke, ons optrede, selfs wanneer ons getoets of geïrriteerd word, selfs wanneer dinge skeefloop, selfs wanneer dit nie lekker is nie, dat ons in alles, ook wanneer dit goed gaan, dat ons in alles een ding sal weet, ons behoort aan u, dat dit ons getuienis sal wees, soos Johannes. Hy is waarlik die seun van God. Vader Jahwe, word asseblief ook in ons lewens daarom verheerlik. Al die lof en die eer kom u toe. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, voordat ons, of kom ons staan net eers, dat ek eers vir ons die seën uitspreek, en as dit net een afkondiging voor ons afsluit met ons laaste lied. Terwyl ons so staan, kom ons hef ons hande op, ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.